Goeiedag, welkom by hierdie week se Woensdag woord. 'n Lekker geleentheid waar ons sommer net in die middel van die week kan stil staan by die woord van die Here en hoor wat hy vir ons wil sê. Ek weet nie van jou nie, maar die afgelope ruk hoor ek baie dat mense sê hierdie jaar raak nou te lank, of wanneer kan die vakansie nou kom, of ek is nou moeg en regtig net moeg vir hierdie jaar. So ek weet nie van jou nie, maar ek voel dit aan myself ook, dat ek kan sê, ek is reg vir 'n Desember vakansie, ek is reg om bietjie hierdie jaar klaar te maak en tot ruste te kom. Maar die vraag is nou, hierdie jaar is nog nie verby nie, daar's nog werk wat gedoen moet word, vir die van julle wat kinders het, hulle moet nog eksamen skryf, of is besig met eksamen nou, wat hopelik nou klaar maak, maar daar's nog 'n paar goedjies wat gedoen moet word, en veral so aan die einde van die jaar, voel dit of almal net al die laaste stukkies werk wil klaar kry. Nou die vraag is, wat doen ons as gelowiges? Hoe gaan ons sterk en vol geloof aan? En ek wil Jesus se woorde in Lukas 10 met jou deel vandag, en dat ons dit al kan lees as 'n reset, tot hoe ons hierdie jaar kan goed klaarmaak. Hierso staan in Lukas 10 van vers 21 tot 24. By daardie selfde geleentheid het Jesus deur die Heilige Gees dit uitgejubel. En hy sê, ek prys u Vader van die hemel en aarde, dat u hierdie dinge vir slim en geleerde mense verberg het, en dit aan eenvoudiges bekend gemaak het. Ja, Vader, so was dit u genadige bedoeling. My Vader het dit alles aan my toe vertrou. Niemand weet wie die Seun is nie, behalwe die Vader, en wie die Vader is nie, behalwe die Seun, en elkeen aan wie die Seun dit wil bekend maak. Nou hierdie woorde van Jesus is nie 'n quick fix nie. Dit help jou nie met jou belasting of as die kinders moeilik is nie. Maar wat doen hierdie woorde van Jesus vir ons vandag? Ek dink dit herinner ons weer waaraan geloof gaan en waaroor geloof gaan en hoe ons moet optree. Ek dink eerstens wat ons hierso sien in Lukas 10 is dat verhouding vir Jesus belangrik is. Ons sien in hierdie paar versies sien ons al drie van die Heilige Gees, van die drie eenheid. Ons sien die Vader, ons sien die Seun en ons sien die Heilige Gees. En ons sien in Jesus se woorde dat dit so belangrik is dat hy wat die Seun van God is, in verhouding moet leef met die Vader. Daar is 'n diep en intieme verhouding tussen Vader en Seun, en tussen Seun en Gees en Vader en Gees, en tussen die drie van die drie eenheid. En die mooi vir my is, ek en jy word ingenooi in daardie verhouding. Ons word ingenooi om deel te neem aan hierdie verhouding. En die enigste manier hoe ons dit kan doen, is deur 'n verhouding met Jesus Christus te hê. Jesus sê hierso, hy sê niemand weet wie die Seun is behalwe die Vader nie, en wie die Vader is behalwe die Seun en elkeen aan wie die Seun dit wil bekend maak. So dalk word ek en jy geroep om in hierdie tyd van die jaar net weer 'n bietjie stil te gaan staan. Ek wil jou vra, wanneer laas het jy tyd in die woord spandeer? Wanneer laas het jy tyd met die Here spandeer? En ek weet dis 'n basic, ek weet dis Christianity 101, maar ek dink dit is so belangrik, en in hierdie besige tyd van die jaar mis ons dit so baie, en ons vergeet daarvan dat ons in verhouding met die Here moet leef. Nie net op 'n Sondag nie, maar in elke deel van ons lewe wil die Here deel wees daarvan. En nooi hy ons uit om in verhouding met hom te leef. So dis die eerste ding wat ek vir jou wil sê vandag, is dat ons word uitgenooi om 'n verhouding te leef met die Here. Die tweede ding wat ons isoleer uit hierdie gedeelte, uit Jesus se woorde uit, is dat God se aanvaarding van ons is nie afhanklik van ons intellektuele vermoëns of die wêreldse sukses wat ons behaal nie. Jesus sê hierso, ek prys die Vader, die Here van die hemel en aarde, dat u hierdie dinge vir slim en geleerde mense verberg het, en dit aan eenvoudiges bekend gemaak het. Nou wat beteken hierdie? Beteken dit, as jy slim is, dat jy nie gered sal word nie, of dat jy nie God kan ken nie? Natuurlik nie. Dink Jesus praat hierso van ingesteldheid van die hart. In die saligspreking dan sê Jesus, geseënd is die wat sagmoedig is en wat arm van gees is. En ek dink in hierdie tyd van die jaar leer ons ook dat ons mens is en dat ons soms arm van gees is. Dat ons nie alles kan wees wat ons wil wees nie, en dat ons tekortkominge het. Maar prys die Here vir daardie tye wat ons besef dat ons nie genoeg is nie, want dan besef ons dat hy genoeg is. Ons leer dat ons afhanklik is van hom, en mag ons hierdie tyd van die jaar sien as 'n voorreg, omdat ons leer dat ons afhanklik is van die Here. Die teoloog William Barclay verduidelik dit so mooi deur te sê, dat hy sê die volgende, hy sê, Christianity does not mean
knowing about Christ. It means knowing Christ. And to do that requires not earthly wisdom, but heavenly grace. En mag ek en jy in hierdie tyd van die jaar, hier in November, waar ons moeg is, waar ons reg is vir vakansie, mag ons besef dat ons het hemelse genade nodig. En mag ons hierdie tyd van die jaar sien as groot genade, omdat ons besef hoe afhanklik ons van die Here is. Kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Here Jesus, dankie dat U genade vir ons genoeg is. Here, dat ons niks meer nodig het as U genade nie. Here, dankie dat U ons beloof dat U ons sal versterk, en Here, help ons om ons geloof in U te plaas, nie op ander dinge nie. Here, help ons om ons vertroue op U te plaas, nie op ons eie intellek of ons eie vermoëns nie, maar Here, help ons om op U te vertrou. Here, dankie dat U regtig geduldig met ons is, dat U liefde soveel groter is as wat ons kan verstaan. Here, help ons om terug te draai na U toe, om op U te fokus, nie op ons eie vermoë nie. In Jesus se naam bid ons dit. Amen.